En dis 'n hartlike Shabbat Shalom hier van my kant af. Shabbat Shalom. Hierdie bedrukkende Jeffreys Bay. Ek sê vir jou sê, ons klaar nie, ons is dankbaar daarvoor. Lekker windjie wat hier so nou waai hier met hierdie waier wat ons hier opgesit het. Maar ek sê vir jou sê, die inligting wat ons gaan deel vandag, vuurwarm. Dis vuurwarm. Ons gaan bou op wat ons verlede week mee soort van afgesluit het, maar voordat ons begin, kom ons kyk net hoe klink die Tehillim, die psalm wat saam met hierdie parasha gaan, en dit is Tehillim 3. Weer eens vir ons toonsetting of iemand wat dit sing, so kom ons luister daarna. Adonai, how many are my foes? Adonai, my rabot arai. Habim kamim alai. Rabim omrim lenafshi and Yeshua lo be'elohim selah. But you, Adonai, are a shield around me. Ve'ata Adonai, magen ba'adi. My glory, the one who lifts my head high. Kavodi umerim roshi. I call out to Adonai, and he answers me from his holy mountain. Koli el Adonai, ekra v'yaneni mehakot shosela. I lie down and sleep, awake again, because Adonai sustains me. Ani shachafti v'ishana hikitzoti, ki Adonai yismelcheni. I will not fear though tens of thousands assail me on every side. Lo yirach melivot al asher saviv shatu alai. Arise Adonai, deliver me my God. Kuma Adonai, Hoshieni Elohai. From Adonai Hashua, may your blessings be on your people. Alancha birchatecha selah. But you, Adonai, are a shield around me. Ve'ata Adonai magen ba'adi. Kavodi umerim roshi. I call out to Adonai, and he answers me from his holy mountain. Koli el Adonai, ekra v'yaneni mehakot shosela. I lie down and sleep, awake again, because Adonai sustains me. Ani shachafti v'ishana hikitzoti, ki Adonai yismelcheni. I will not fear though tens of thousands assail me on every side. Lo yirach melivot al asher saviv shatu alai. Kuma Adonai, Hoshieni Elohai. From Adonai Hashua, Yamam deliver here. Alamecha birchatecha selah. Dit was nogal 'n besondere ondervinding. Ek lees hom in Afrikaans en ek lees hom in Engels. Ek hoor hom in Engels en ek hoor hom in Hebreeus. Dit is 'n ding, dit was mooi, né? Dit is eintlik baie mooi. Kom ons kyk, ons parasha vir hierdie week is Vayetzi. Ons gaan kwaliek aan hom raak. Vayetzi praat van, en hy het weggegaan. Dit praat ons nou maar oor Jakob na al die dinge wat dan nou die pad vat, en dan kry hy hierdie droom en dies meer. Nou, met julle toestemming gaan ons volgende week dit optel, want wat is ons hierdie week besig om te doen? Ons het gekyk na wie is die persoon, die karakter van Yitzhak. En ons het verlede week het ons soort van geëindig, dink ek is reg onthou, met Jakob wat moes kies of hy gaan lieg of leef.
weet daai soort van ding. Maar hierdie week kyk ons meer hoe die huis van Yitzhak in mekaar val. Want ek weet, en ek wil net hierdie vir jou wys, want omdat nou ons praat van manne van die verbond, ons praat van Abraham, ons praat van Yitzhak, ons praat van Jakob, en ons kyk na die Yitzhak, Esau wat ook nog tussenin kom, Voor ons daar gaan optel, kom ons kyk eers na die leesgedeeltes van Vayetzi. van Vayetzi. Ja, hierdie is van Vayetzi. Is van uit die Torah uit, is Bereshit 28 vers 10 tot hoofstuk 32 vers 2 en uit die Haftara uit Hosea 12 vers 12 tot hoofstuk 14 vers 10 en dan uit die Brit Hadesha of die hernieuwde verbond uit Johanan of Johannes 1 vers 41 tot 51. So, al wat ek wil sê, voordat ons aangaan, is, jy sien in Parasha Toldot, die huis van Yitzhak val uit mekaar uit, waar Vayetzi het te doen met die opbou van die huis van Elohim. So, dis hoekom ek dit regtig mooi in volgorde wil doen. 'n Ding wat by my opgekom het, is die woord bly altyd vars. Die woord bly altyd vars. Dit wat daai tyd van toepassing is, sal vandag nog op my en jou van toepassing wees. Met ander woorde, die brood wat op die altaar van toonbrode is, of the table of showbread, soos hulle dit noem, dit bly vir 7 dae lank vars, en wanneer jy dit afhaal, dan hang dit alles af van wat jy daarmee maak, want wat jy daarmee maak is wat die verskil gaan maak. Hou jy dit vars en hou jy dit lewendig, want die woord van Elohim is lewendig, is kragtig, skerper as 'n tweesnydende swaard, en hy skei tussen siel en liggaam, siel en gees en murg en been. Jy kan daarna gaan kyk in die boek van Ivrim, hoofstuk 4 vers 12. So wat ek jou op haar tempel maak is, dit wat lewendig was daai tyd, die manna wat ons optel, die brood wat ons eet, nee, is vandag net so waar, net so lewendig, net so van toepassing op my en op jou. So, kom ons herhaal maar net weer hierdie beginsel, want dit is so. Ons praat van die beginsel, die ene in Hebreëus sal lees, Maaseh, Avot, Siman, Levanim, en dit is die optrede of die handelinge van die voorvaders se rigtingwysers aan ons, die kinders, die nageslag. En ons sien dit uit die lewe van Abraham en Yitzhak en Jakob, hoe dit uitspeel. So ons moet dit intens bestudeer. Ons het nou opgetel verlede week, stel nou weer by Parasha Toldot op, by die volgende gedeelte, gaan ons steeds oor die generasies, ons wil die hele idee gevestig kry, generasies, die nalatenskap, ensovoorts. Ek gaan nie in 'n volledige opsomming ingaan van verlede week nie, om die waarheid te sê, aan die einde van hierdie bespreking, sal ek vinnig die 7 goeie beginsels wat ek en jy uithaal, wat vir ons moet saak maak. So kom ons kyk, waar het die keerpunt nou gekom, omdat ons nou gesê, hy moes nou lieg om vir sy eie lewe, weet, om dit te beskerm, maar waar ons nou aangaan, is ons konfronteer nou die epidemie van vermorsde manlike energie. Dit is nou 'n mondvol om te praat, maar wat beteken dit nou eintlik? Jy sien, dit gaan hieroor wanneer mans betekenislose gevegte voer. Hulle gaan energie vermors op klein en nodelose konflikte. 'n kwessie waar trots verdedig word in plaas van die verbond wat verdedig word. Is waar hulle self uitput op iets wat Jehovah, hulle Elohim, hulle nooit gesê het om op te staan nie. So, dan gaan jy sien, wanneer iemand dan nou die strategiese korreksie implementeer, dis nou Yitzhak se ondervinding by die putte. Kom ons kyk, wat sê die skrif daarvan? Yitzhak het toe in daardie land gesaai en daardie jaar 100voudig gewen, want Jehovah het hom geseën en die man het groot geword en voortdurend groter geword, totdat hy baie groot was. Hy het troppe kleinvee en beeste gehad en baie bediendes, sodat die Filistyne hom beny het. En al die putte wat die dienaars van sy vader in die dae van sy vader Abraham gegrawe het, daardie putte het die Filistyne toegestop en met grond opgevul. Toe sê Abimelech vir Yitzhak,
trek weg van ons, want jy het vir ons veels te magtig geword. Daarna het Jitsak van daar weggetrek en kamp opgeslaan in die dal by Gerar en daar bly woon. Hou net tog hierdie skrif hier op. Trek weg van ons, hy verban hom. Kan jy sien? Dis wat hy doen. En die vraag is nou, hoekom het Jitsak na hom geluister? Ons kom net nou by dit. En dan gaan hy aan. En Jitsak het die putte weer oopgegrawe wat hulle in die dae van sy vader Abraham gegrawe het, en wat die Filistyne na die dood van Abraham toegestop het, en dit genoem na die name wat sy vader daaraan gegee het. En terwyl die dienaars van Jitsak in die dal grawe, vind hulle daar 'n put met lewende water. En die herders van Gerag het getwis met die herders van Jitsak en gesê, dit is ons water. Daarom het hy die put Esek genoem, omdat hulle met hom onenigheid gehad het. Daarna grawe hulle 'n ander put, en daaroor het hulle ook getwis. Daarom het hy dit Sitna genoem. Toe het hy van daar verskuif en 'n ander put gegrawe, en daaroor is nie getwis nie. Daarom het hy dit Rehovet genoem en gesê, ja, nou het Jahwe vir ons ruimte gemaak, en kan ons vrugbaar wees in die land. Nou het Jahwe vir ons ruimte gemaak. Okay, so wat sien ons hierso? Jitsak maak sy vader se putte weer oop, en onmiddellik kom die manne van Gerar weer teen hom te staan. Eerste put word genoem Esek, verwys na twis. Die tweede ene Sitna, vyandigheid of beskuldiging, en dan die derde ene Rehovot, of ons sê Rehovot, wye oop ruimtes. Hierdie ruimtes is onbetwis. Nou wat leer die Torah vir ons as verbondsmanne? 'n eenvoudige en 'n kragtige, maar 'n baie ongemaklike les. Nie elke geveg is jou krag werd nie. Nie elke nie. 'n man wat elke veldslag aanpak, wat elke battle aanvat, hy verloor die stryd wat regtig saak maak. So moenie betrokke raak by elke argument wat na jou kant toe kom nie. Choose your battles. Veg net die oorloë wat werklik saak maak. Jy sien, die meeste mans hardloop nie uit energie uit nie, hulle mors dit. Hoekom? Hulle mors dit, eintlik mors hulle emosionele energie, hulle geestelike fokus, hulle leierskapsterkte, hulle geestelike gesag. Hulle verloor dit alles op klein, sinlose konflikte. Nou, kom ons kyk so 'n bietjie na 'n lys van moderne Esek-gevegte waarin ek en jy dalk aanhoudend deelneem, want die manne is ook maar vasgevang in hierdie putte. Esek, jy is strydlustig, jy is gehul in omstredenheid, daar's 'n twisgierigheid by jou, jy hou daarvan om alles te debatteer, dit gaan oor ego-gevegte. Wie oneerbiedig was, wie reg was in elke argument. Sosiale media debatte miskien, klein, geringe oortredings, miskien 'n kommentaar wat iemand gemaak het, 'n gekrenkte trots op families geskille, iewers voel jy moet jou beeld moet jy nou verdedig, jy moet 'n punt bewys en jouself bewys. Wat probeer ek hier vir jou sê? Al hierdie, amper wil ek sê, weggevegte, tap net 'n man se krag en produseer net mooi niks van verbondswaarde nie. En dis die sleutel, dis waaroor die hele twis gaan. Dis wat ek vir jou wil vra is, vat dit as 'n sleutel. Het dit waaroor die twis gaan enige verbondswaarde vir jou, vir die Almagtige? Jy sien, jy wat in die teenwoordigheid van die Almagtige in 24/7 leef, het hierdie twis verbondswaarde? Jy moet daai vraag vra. En nou, kom ons stap aan na die tweede put toe, Sitna. Die put van beskuldiging, die put van vyandigheid. Wel, wat ontteken hierdie put vir ons? Valse beskuldigings, iemand verstaan jou verkeerd, iemand wat jou onregverdig blameer, iemand wat met jou meeding, iemand wat minder van jou dink. En in plaas daarvan om net weg te stap hiervan, spring manne in 'n oorlog in wat net mooi nêrens heen gaan lei nie. So wat is dit? Hierdie gevegte kan ek jou nou sê, hierdie putte, jou Sitna en jou Esek, hulle is putte, hulle is lokvalle. Die vyand het hulle daar voor jou kom plaas. Hulle is ontwerp om jou opdrag wat jy van Jahwe, jou Elohim het, dit wat hy vir jou gee,
om jou aandag af te trek. Hier leer ons dat Jitsak het geweet wanneer om weg te stap. Verbondsmanne weet wanneer om te vat en wanneer om te laat los. Die wysste mans is nie diegene wat die meeste gevegte, oorloë kan voer nie. Maar dis diegene wat die regte gevegte voer. Daai geveg wat saak maak. Dis 'n wyse man. Nou kom ons bring dan die derde put in, met die naam van Reggewot. Reggewot verteenwoordig die ruimte wat Jahoua vir jou voorberei het. Dis die grond waar jou werk sal floreer, waar jou krag sal vermeerder, waar jou verbond sal uitbrei. Jy bereik nie Reggewot deur al die ander goed te gaan beveg nie. Jy bereik Reggewot wanneer jy van die verkeerde gevegte wegstap. So, om weg te stap van 'n oorlog, van 'n argument, dit is nie 'n swakheid nie. Dit is eintlik, om die waarheid te sê, strategiese gehoorsaamheid. Dis wat Jitsak vir ons hier leer. Gehoorsaam aan wie? Aan Jahoua. Ek moes net vir jou gesê, Reggewot is die ruimte wat Jahoua jou ingebring het. Dis waar jy wil wees, dis waar jou fokus moet en sal wees. So konfronteer dan nou jouself met hierdie waarheid, né? Sommige van ons is uitgeput, nie omdat die lewe swaar is nie, maar omdat ons beklei soos 'n Esaf, in plaas daarvan om te bou soos 'n Jitsak. Dis, Is 'n mond vol werk. maar dis powerful, dit is die waarheid. Maar dit is hoekom ons moet kyk, hoekom het die huis van Jitsak so swaar gekry, so in mekaar geval in hierdie parasha? So, waar is jou Esek en waar is jou Sitna? Waar het jy jou krag bestee aan 'n stryery, aan 'n debat, aan jouself verdedig die hele tyd, of jou ego te probeer beskerm, of enigiets te probeer bewys? Wees eerlik met jouself. Dra daai geveg, daai put, dra dit vir jou enige verbondsvrug. Is dit 'n geveg wat Jahoua jou beveel het? Bring jy die geveg vir jou enige seën voor? Wat doen dit? Bou dit aan jou nalatenskap? Is dit regtig jou energie werd? En as jou antwoord nee is, stap weg. Dit, mense, is verbond volwassenheid. Jou vyand hoef jou nie te verslaan nie. Het jy dit gesien? Hy hoef jou nie te verslaan nie. Hy hoef jou net te mislei. As hy jou nie kan vernietig nie, dan wil hy jou aandag aftrek. En ek kan nou vir jou sê, manne wie se aandag afgetrek is, hulle verloor hulle lotsbestemming, hulle destiny. Moenie toelaat dat die vyand dit kom doen nie. So ek gaan vir jou vra om hierdie week een geveg waarvan jy moet wegstap te identifiseer. Kry vir jou een van daai putte waar jy moet bly staan en net sê, weet jy wat, ek stap weg van hierdie Sitna, van hierdie Esek, ek stap weg van hom af. Dit mag 'n sinnelose argument wees waarin jy betrokke is, dit mag 'n ego-stryd wees waarin jy betrokke is. Dit mag 'n obsessie wees om jouself die hele tyd te verdedig en te laat geld, dit mag selfs ongesonde kompetisie wees. 'n Verhouding wat deur vyandigheid gedefinieer word. Is 'n konflik wat jy dalk aanhoudend voed. Dis 'n debat wat jou gees dreineer. Ek sal vir jou aanraai, skryf daai ding neer. Dan maak jy 'n doelbewuste keuse. Ek gaan nie meer by hierdie put bly nie. Ek bring hierdie put wat so oopgegrawe is. Ek bring dit nou voor die teenwoordigheid van Jahoua, daar waar perfeksie is, en ek laat gaan van die putte wat hy duidelik nie in my lewe wil hê nie, en ek stap in die ruimte in wat hy vir my voorberei het. Ek sê weet, jou taak is nie om elke geveg te wen nie. Jou taak is om die regte geveg te wen. Hou op beklei soos 'n seun wat homself probeer bewys. Begin veg soos 'n man wat sy opdrag ken. Dis wat ons hieruit gaan kry. So wat nou gaan volg is, jy gaan sien, hierdie is vir my eintlik baie interessant, want jy gaan nou sien, gaan ons fokus nou skuif na waar manne reageer, en wat daai reaksie het op hulle openbaring, die openbaringe wat hulle gaan ontvang. Dis een van die grootste leuns in wat ek en jy in die moderne spiritualiteit gaan konfronteer, en dit is dat Jahoua homself openbaar aan manne wat passief is, wat huiwerig is, en wat net halfpad gehoorsaam is. Hoor jy wat ek vir jou sê? Dis 'n leer. Hy openbaar hom nie. Die Torah leer vir my en vir jou absoluut die teenoorgestelde. Openbaring gaan volg op gehoorsaamheid aan Jahoua,
nie op gemak nie. Het jy opgelet dat Jahwe verskyn aan Jitsak heel eerstens na die hongersnood, tweedens na die konflik, derdens na die pitte, vierdens na volharding. Nou ek wil sê manne, ontwaak tot hierdie skrikwekkende, maar ook bevrydende waarheid. As jy openbaring wil hê, moet jy eers in verantwoordelikheid instap. Stap in die weë van Jahwe, die Derech Hashem. Jitsak het geweet om dit te doen. Vers 23 sê, daarna het hy daarvandaan opgetrek na Berseba. En Jahwe het aan hom dieselfde nag verskyn en gesê, ek is die Elohim van Abraham, jou vader. Moenie bang wees nie, ek is met jou. En ek sal jou seën en jou nageslag vermeerder ter wille van Abraham my knegt. Toe behou hy daar 'n altaar en hy die naam van Jahwe aangeroep en daar sy tent opgeslaan. En die dienaars van Jitsak het daar 'n put gegrawe. Goed, kan jy sien? So wat ek net gesê het, na die hongersnood, na die vrees, na die gevegte, na die pitte voorval, na die wegstap, eers dan verskyn Jahwe aan Jitsak. Hy verskyn nie in die begin nie, hy verskyn eers nadat die man gehoorsaam was. Dis wat Vader van my en jou vra. So kom ek stel voor jou hierdie volgende kernwaarheid. Nee? Dis 'n Torah gedrewe waarheid wat voor jou staan. Die meeste manne soek openbaring voordat hulle gehoorsaam wil wees. Hulle wil duidelikheid hê voordat hulle dit self gaan toewy. Ek kom met nie as ek nie al die feite het nie selfs, né? Lekker Griekse denke wat hier na vore kom. Die derde ding is hulle wil hê Jahwe moet met hulle praat voordat hulle verantwoordelikheid aanvaar, en dis nie hoe verbond werk nie. Die Hebreëse denke werk net van andersom. Daar gaan eers gehoorsaamheid wees voordat daar 'n openbaring is. Daar gaan eers 'n toewyding wees voordat jy duidelikheid gaan kry, en jy gaan eers verantwoordelikheid aanvaar, dan sal Jahwe met jou praat. Het jy dit gesien? Ek dink hierdie is 'n verskriklike belangrike beginsel. Jy sien, manne vandag beskou openbaring as 'n beloning sodat hulle gemaklik kan wees. Hulle sal sê, Vader, praat met my, terwyl ek heel veilig hier sal bly. Ag Vader, wys my die toekoms, terwyl ek alle vorme van gehoorsaamheid aan hom vermy. Ag Vader, openbaar die wil, terwyl ek uitstel om my oor te gee aan die dissipline wat hy vir my gee. Ag Vader, gee tog vir my rigting, terwyl ek baie passief bly. Ek is seker nie omdat ek wag dat u die werk doen nie, né? En dan wonder jy, hoekom is dit doodstil uit die Shamayim, uit die hemel uit? Nie omdat Jahwe ver is nie, maar dood eenvoudig omdat die man, die verbondsman, is nie gereed nie. Ek sê weer, openbaring volg waar die verantwoordelikheid opgeneem is. Dit sien ons nou uit die lewe van Jitsak uit. Nou, kom ons gee vir 'n paar skriftuurlike voorbeelde. In die skrif verskyn Jahwe aan Abraham nadat hy Ur verlaat het. Aan Moshe nadat hy nader gegaan het aan die brandende bos. Né? Hy het gesê, hulle sê mos, hy het gedraai, hy het 'n opsetlike stap geneem om te gaan kyk, wat se wonder is dit hierdie, 'n boom wat brand maar nie op, weet nou, maar nie verteer nie. Jahwe verskyn aan Josua eers nadat hy in die leierskap ingetree het en sy rol opgeneem het. Hy verskyn aan Gideon nadat hy die altaar afgebreek het. Hy verskyn aan Jesjaja nadat Usia gesterf het. Hy verskyn aan Yeshua na die woestyn, en hier aan Jitsak nadat hy in die land gebly het, sy man gestaan het, volhard het en gehoorsaam was. Ek sê jou, openbaring volg op verantwoordelikheid. So as die hemel stil voel in jou lewe, vra vir jouself die volgende vraag. Het ek die laaste opdrag wat Jahwe my gegee het gehoorsaam? Jy weet, die meeste manne het nie meer openbaring nodig nie. Wat hulle nodig het is gehoorsaamheid. Hulle moet die gehoorsaamheid wat Jahwe van hulle geverg het en wat hulle nie uitgevoer het nie, dit moet hulle gaan uitvoer. Dit wat hy gevra het, gaan doen dit. Tot dan, sals doodstil, tel agtergekom. So, kom ons lê nou net 'n bietjie die vrees agter hierdie ongehoorsaamheid bietjie bloot. Manne sal gehoorsaamheid uitstel omdat hulle voel dit is baie riskant. Dit gaan van hom verg dat hy 'n prys daarvoor moet betaal, of hy voel dalk onseker. Dit
konfronteer sy gemaksone. Dit verg opoffering van hom. Dit lê dalk 'n swakheid van hom bloot. Dit gaan dalk forceer om te groei. Een ding wat ek jou kan verseker, Jahua openbaar homself nie aan manne wat verskonings maak nie. Hy openbaar homself aan manne wat tot aksie oorgaan. So kan ek jou nou oproep om die volgende ernstig te oorweeg. Het gaan nie daaroor om openbaring te verdien nie. Dit gaan daaroor dat jy betroubaar moet wees om dit te kan ontvang. En betroubaar genoeg. Ek sê weer, die hemel, die Shamahim, Jahua, spreek nie geheime aan manne wat net doeteenvoudig nie met die gebooie vertrou kan word nie. So, as ek jou kan konfronteer, wat het jou al vir jou gesê om te doen wat jy so aanhou uitstel? Het jy nodig om iemand te vergewe? Maar daar sê jy baie belangrike ding, want daar's medegelowiges wat sê ek hoor die stem en ek doen wat hy sê, en dan sal hulle dit afwater deur te sê van, o nee, ek moes nou hier oor die pad loop of ek moes nou daarna toe ry, want daar moes ek nou iets gaan doen en toe was dit nou nie toevallig nie. Nee, Vader vra heel eerstens van jou om die gebooie te bewaar. Om die gebooie, want dit is die verbod. Exact. Dit volg So daai gehoorsaamheid moet jy definieer. Presies. En daai gehoorsaamheid beteken gehoorsaamheid aan sy Torah. Presies. So ek gaan weer vir jou vra. Wat is dit wat Jahua vir jou gesê het, wat jy so aanhoudend uitstel? Iemand te vergewe, om 'n sekere kompromie wat jy aangegaan het te gaan beëindig, om toe te sien dat jy 'n sekere bepaalde dissipline wat hy vir jou gegee het, te begin toepas, dat jy jou huis geestelik lei, dat jy dalk 'n toksiese verhouding moet breek, dat jy 'n stap moet neem in die rigting van jou roeping daar waarna toe hy jou geroep het. Dalk het hy jou geroep om jou te bekeer van 'n verborgde sonde, of om 'n sekere vrees te konfronteer, of 'n sekere orde in jou lewe te herstel. So ek sê weer, as openbare ver voel, is gehoorsaamheid die sleutel wat ontbreek. Gaan kyk, waar was jy nie gehoorsaam nie. Nou, ek sê jou nou sê, weet jy wat, begin net iewers op 'n plek. Kies vir jou een plek wat jy weet dat jy nie gehoorsaam was. Dit is die een plek wat jy vermy het, omdat dit vir jou ongemaklik voel, of jy weet jy gaan 'n prys moet betaal, en jy doen dit. Doen dit net, geen uitstel nie, geen onderhandeling nie, geen emosionele verwerking nie, wees net gehoorsaam, en kyk wat gebeur. Want ek sê vir jou, jy sal openbaring kry by die plek van gehoorsaamheid. Jahua verskyn nie aan mans wat passief is nie. Hy verskyn aan mans wat in geloof beweeg. Passiviteit is ek weet die skrifte. Die vorige keer praat hy van die slagger. Weet jy, so goed soos 'n mesmerizing spirit wat mense gevange hou, nee, 'n slagger. Jy kan net nie beweeg nie. Dus jy's vasgevang en jy moet loskom. 'n wake ou slagger, sê die skrif vir jou. Dit is vir jou. Kom ons gaan na 'n volgende punt toe. Jy gaan sien ook dat respek word nie geëis nie, dit word gegee. Kom ons kyk na daai beginsel, want wat bedoel ons daarmee? En ons gaan nou die skrif lees wat saam met dit gaan. Jy gaan sien, respek van ander word nie voortgebring deur aggressie, deur 'n dominerende houding, 'n bepaalde charisma wat jy dalk mag hê nie. Respek word voortgebring deur konsekwente verbondsintegriteit. Integriteit wat ek en jy moet hê. Kom ons raak net ontslaaf van daai kinderagtige idee van, ja, maar mense moet my respekteer. Mense moet my, weet jy, vervang dit met die Torah beginsel. Eerbare manne trek vrede aan, selfs jou voormalige teenstanders. Kom ons kyk waarvan praat ek. Daarna kom Abimelech van Geraf af, saam met Aguzat, sy vriend, en Pilgol, sy leerowerste. En Jitsak het hulle gevra, waarom het julle na my gekom terwyl julle my haat en my van julle af weggestuur het? Toe antwoord hulle, ons het duidelik gesien dat Jahua met jou is. Daarom het ons gedink, laat daar tog 'n eed tussen ons wees, tussen ons en jou, en laat ons 'n verbond met jou sluit. Jy moet ons geen kwaad doen nie, het soos ons jou nie aangeraak en aan jou niks as goed gedoen het nie, en jou in vrede weggestuur het. Jy is nou eenmaal die geseënde van Jahua. Sjoe.
Toe berei hy vir hulle 'n maaltyd en hulle het geëet en gedrink. En hulle is die môre vroeg op en het vir mekaar 'n eed gesweer. Daarna het Jitsak hulle laat gaan en hulle het in vrede van hom af weggetrek. Dis maar eenmaal die geseënde, né? Dis eenmaal die geseënde. Hou daai Ek wil nie een van ons dit hoor nie. presies. Ja. Mag mense dit in jou sien. Nou terwyl ons nou daai skrif is lewendig, né, ons het gesê vars brood, vars manna, mag dit lewe in jou wees. Ons praat nou oor seën. So jy kan sien, Abimelech is 'n man wat gesag het, wat mag het. En manne met mag, hulle respekteer integriteit. Jy kan sien, na al die konflik, na al die pitte, na al die vyandskap, na al die druk, dan kom Abimelech, die koning. Die man wat eers vir Jitsak weggestoot het, nou terug na hom toe en sê, ek het duidelik gesien dat Jahwe met jou is. Wonderlike ding om te hoor. Duidelik gesien Jahwe is met jou. Dit is wat 'n man van jou, van die verbond moet wees vir jou doen, né? So wanneer manne in posisie van mag jou respekteer, dan sal almal wat onder hulle is jou respekteer. En hoekom respekteer hulle jou? Want jy is in 'n konstante leefstyl in integriteit. Hulle sien dit, hulle neem dit waar. Hulle weet waar hulle met jou staan. Hulle weet wat is die Torah beginsels, al voer hulle dit nie self uit nie. Hulle weet jy gaan, ek dink, kyk wat sê Abimelech alles hier vir hom. Hulle weet van jou Elohim, al volg hulle hom nie noodwendig nie. En hierdie is nou buite jou huis, né? Maar werklik in die huiswerk het ook so. Ek hoor soveel keer dat manne vir vrouens sê, jy respekteer my nie. Jy respekteer, ek soek respek. Man, as jy met integriteit optree, sê ek vir jou, gaan jy die meeste respek ontvang wat jy dalk nie kan hanteer nie. Presies, maar dis weer eens wat die opskrif het net gesê, waar ons weggespring het onder hierdie punt, is, jy eis nie respek op. Presies, maar dit is nie net buite nie, dis binne in jou huis, geld dit ook. In jou huis, en dis waar jy dit leer, dis waar jy integriteit gaan leer. Dis waar jy verbondsintegriteit gaan leer, waar jy dit gaan opneem, en weet jy wat, vaders, dis julle werk om dit vir julle kinders te leer, jy gaan nou sien. So, gepraat nou van hierdie integriteit, weet, eer jaag nie mense na nie. Eer verdedig homself nie, het jy gesien, hy het nie homself verdedig by die pitte nie. Eer skreeu nie, hy manipuleer nie, hy dwing nie hierdie respek af nie. Eer is letterlik 'n stille krag. En daai stille krag trek konings aan, so wat jy gesien het gebeur hier met Abimelech. So wanneer jy eerbaar en in integriteit leef, kort voor lank, gaan jy sien, daar's 'n ommekeer van die magsdinamika. Jy gaan sien hoe dit uitspeel. Want vroeër het Abimelech vir Jitsak verban. Nou soek hy verbond. Hoekom? Omdat 'n man wat in integriteit leef, langer hou, langer stand hou, as hierdie wat voortdurend in aggressie leef. Ons moderne manne probeer respek wen deur baie luidrigtig te wees, om intimiderend te wees, so, nou contest, jy weet, daai tipe van ding. Hulle wil dominant wees, hulle wil eiesinnig wees, ek is die alfa man, hulle wil emosioneel, jy weet, wil hulle in beheer wees. Niks van wat ek nou vir jou gesê het, bou enige verbondsgesag nie. Die sterkste manne is nie die ouens wat die luidrigtigste is nie. Dis die manne wat konsekwent in integriteit optree. So kom ons koppel dit aan Jitsak se gedrag. Jitsak het nie vir sy reputasie geveg nie. Hy het nie vir sy regte geargumenteer nie. Hy het nie sy naam verdedig nie. Hy het nie wraak geneem toe hy verontreg is nie. Hy het nie meegeding vir grondgebied nie. Hy het ook nie eens probeer om magtig te lyk. Hy het dood eenvoudig gedoen wat 'n man van die verbond sal doen. Hy het gebou, hy het gegrawe, hy het weggestap van kleinsieligheid, hy het gehoorsaam gebly. En met verloop van tyd het sy integriteit onmiskenbaar geword. Almal kon dit sien. So wanneer 'n man met 'n stil konsekwentheid leef, dan kom sy vyande, hulle oorweeg hulle vyandskap. Die kritisie verloor hulle selfvertroue. Die beskuldiger se aanklagte raak op. Die wat onseker is, nee, hulle kom en hulle soek vrede. So jy kan sien, hierdie is nie swakheid nie,
Dit is geestelike oorheersing. Dit maak vir baie ouens nie eintlik baie sin nie, né? So kom ons maak nou so 'n bietjie hierdie ding persoonlik weer eens. Vra jouself af, jou lewe, bring dit vrede voort as gevolg van jou volwassenheid, of bring dit konflik voort as gevolg van jou ego? Wees eerlik. Is jou huisgesin veilig by jou? Voel Voel jou, hulle jou huisgesin. Never mind, is hulle. ja, Maar voel voel hulle, hulle. ervaar hulle, ja, Ja. ek stem mee saam, ervaar hulle dit. Ervaar jou vrou dat jy haar beskerm. Dis baie belangrik daai ene. Jou kinders, voel hulle die standvastigheid in jou. En jou kollegas, vertrou hulle jou integriteit. Sien jou broers jou in konsekwentheid wandel, né? Sien hulle in jou wandels jy konstant integriteit in verbond, sodanig so dat hulle jou respekteer. Respekteer selfs jou kritisie jou so in die geheim, so stilletjies. So as dit nie is nie, mense, is die probleem nie hulle nie, die probleem is jy. So 'n man van die verbond se doel is nie om die argumente te wen nie. Dit is om respek te wen deur geregtigheid. En ek wil weer vir jou herinner, geregtigheid beteken is iemand wat Jahwe se stem kan hoor en Jahwe laat sy stem hom hoor. So wat ons met Noag bespreek het, nee. So dit is iemand, 'n verbondsman is iemand wat respek wen deur geregtigheid en regverdigheid. Want ek kan jou sê, as die respek wat jy het deur magsafdeling opgebou is, jy gaan sien hoe vinnig verdwyn dit, want die oomblik wat jy swak raak, dan het niemand meer vir jou respek nie. Maar respek wat op karakter gebou is, soos wat ons sien met Jitsak, is iets wat van geslag tot geslag tot geslag oorgedra word. So weer eens, gaan ek jou vra, kies vir jou een verhouding of een plek waar jy jou trots, jou sensitiwiteit of jou ego, waar dit spanning veroorsaak het, dan verbind jy jou tot 3 dinge. 1, 'n stille krag, nie verdediging nie. Die tweede een is 'n konsekwente integriteit. Doen die regte ding, of jy dopgehou word of nie. Dan die derde ding wat ek gaan sê is, werk op 'n nie-reaktiewe leierskap. Jy weerspieël nie onvolwassenheid nie, jy lei deur jou volwassenheid. Dit is baie belangrik. Jy moet lei deur jou geestelike volwassenheid. Jy sal sien hoe vinnig los dit nou vyandskap op. Hier het ons gesien. Veral wanneer mense deur verbondstandvastigheid gekonfronteer word. So, mag wat op intimidasie gebou is, gaan gou uit mekaar uitval. Maar mag wat op integriteit gebou is iets wat onweerstaanbaar is vir almal. Ons kom hier by 'n baie interessante gedeelte, jy weet, skuif nou aan na 'n Jitsak wat nou oud geword het en hoe dit hom geaffekteer het, want jy gaan sien, sy fisiese blindheid openbaar geestelike vooroordeel. En ek wil hê dat jy moet verstaan dat ek en jy kom nou by 'n punt, manne, waar ons nodig het om te kyk na die blinde kolle wat elke man dra, wat weier om dit te erken. Die blinde kol wat 'n man dra, maar wat hy weier om te erken. Ek sê ons het nodig om dit in die gesig te staar. Dis daai oomblik wat jy gaan kyk na daai innerlike verdraaiings in jou, weet jou loyaliteite, jou vooroordele, die emosionele bande wat in jou is, wat jou verhinder om die waarheid raak te sien. Onthou net, blindheid gaan nie net oor sig nie, dit gaan oor eerlikheid ook, en dis 'n baie gevaarlike ding. En dit is vir die nageslag iets baie gevaarlik, veral as jy dan dit verkeerd hanteer. Jy gaan sien, ek gaan dit nou vir jou sê hoekom dit so is. Jy gaan sien hoe gevaarlik raak dit. Want wat ons nou gaan bestudeer, moet deur daai fasade van die trots en die selfmisleiding en 'n geërfde disfunksie breek. Disfunksie, die familie, die gesin is disfunksioneel. En dit moet deur al daai goedes breek. Ek sê weer, Jitsak het 'n blinde kol gehad. En daai fisiese blindheid openbaar by hom 'n geestelike vooroordeel. In gewone taal sal ek dit so maar noem, 'n geestelike kantkiesery. Bereshit 27 vers 1 sê, toe Jitsak oud geword het, en sy oë swak was, sodat hy nie kon sien nie, het hy sy oudste seun Esau geroep en vir hom gesê, my seun, en hy het hom geantwoord, hier is ek.
hier is ek. Okay, nou, soos wat hy ouer word, en weet jy die gedeelte wat net voor dit is, ons praat nou ook daaroor, wanneer ons 'n bietjie weer kyk na Esau se karakter, is dit, net voor dit, was baie duidelik geweest dat Esau het van 2 Kanaanitiese vrouens gevat, en dit het so 'n bietjie van 'n bitterheid in die harte van Jitsak en Rivka veroorsaak. Ons kom nou net daarby, maar dis wat gebeur het. Nou praat hierdie gedeelte in Bereshit 27:1, hy het uitgeword, sy oë dof geraak. Weer eens, die Torah beskryf nie net fisiese blindheid nie, hy beskryf iets veel gevaarliker. Dit gaan oor 'n vader wat nie meer die werklikheid voor hom duidelik sien nie. Jy kan sien, hy is blind vir Esau se karakter, hy is blind vir Jakob se roeping. Hy is blind vir die toekoms van die verbond en hy is blind vir die gevolge van sy begunstiging om bevooroordeel te wees. Hy is blind vir sy voortrekkery. En ek wil vir jou dit sê, blindheid begin lank voordat die oë val. Blindheid begin wanneer 'n man sy liefde, sy onderskeiding, of sy onderskeidingsvermoë oorskadu en aantas. Jitsak was lief vir Esau. Hy is die sterk, die avontuurlustige buiteligman, dis daai seun van hom. Hy's 'n man's man, hy's die jagter. Dis die een wat hom aan sy jeug herinner het. En omdat hy vir Esau lief was, kon hy nie vir Esau sien vir wie hy was nie. Kan jy sien dat liefde veroorsaak 'n partydigheid. En partydigheid gaan jou siening verdraai. En wanneer jy daai verdraaiing het, dit maak jou blind. En weet jy wat? Blinde vaders skep gebroke seuns. Jy gaan dit nou sien. Blinde vaders skep gebroke seuns. So, ek wil tog vir jou sê, en ons moet kyk daarna, hoe gaan ek en jy vandag daarna kyk? Want ek en jy het ook blinde kolle. Ons het ook 'n toegeneentheid teenoor iemand wat waarskynlik die een of ander vorm van disfunksie toesmeer. En dit is waarskynlik iets ongesonds. Soos wat ons gesien het met Jitsak en Esau en Rivka en Jakob. Ons het ook daai ongesonde voorkeur vir 'n kind dalk, of 'n ander persoon. Die tweede punt wat ons hier moet kyk is, jy het dalk 'n partydigheid wat die waarheid so 'n bietjie verbloem. 'n Derde punt is persoonlikheid wat jou blind maak vir karakter. Jy het dalk jou verdedigingsdrang wat veroorsaak dat jy enige vorm van teregwysing blokkeer, soos wat Esau met die Kanaanitiese vrouens, né? Hy laat hom nie meer teregwys nie. Dit kan ook wees dat jou trots jou eie werklikheid oorskryf. Dit mag ook wees dat jy sensitiwiteit het wat jou perspektief gaan verdraai. Jou vrees wat as logika ek kan die hoope van hulle vir jou noem. Al wat ek wil sê is, daar's blinde kolle in ons lewens, teleurstellings in ons lewe, wat regtig die vermoë het om dit, jy weet, ons onderskeidingsvermoë stil te maak. Ek sê vir jou, blinde kolle is waar mans hulle huise verwoes, en dan hulle geen idee hoekom hulle dit doen nie. Nou, ek wil vir jou dit sê, soos met Jakob, soos wat jy daar lees, die blinde kol by die vader, dit word 'n slagveld vir sy seuns. As jy Parasha Toldot volledig gelees het, Jakob steel die eerstgeboortereg, of hy verkry die eerstgeboortereg en hy steel die seun, en Esau sweer woord. Kan jy sien, Jitsak se voorkeur vir Esau, het dit tot gevolg. So, amper het Jitsak se blindheid hierdie hele verbondslyn omgekeer. Nou, jou blindheid kan byvoorbeeld jou huwelik destabiliseer. Dit kan jou kinders verwar, dit kan jou leierskap vernietig, dit kan jou roeping vernietig of ontwrig, soos met Eli wat niks gedoen het omtrent sy 2 seuns nie. Dit kan jou besluite verdraai, dit kan jou toekoms saboteer. Weereens, hierdie blindheid is nie 'n onskadelike ding nie. As jy wil blind wees, as jy meegewerk het tot daai blindheid, gaan jy 'n baie duur prys daarvoor betaal. En ek wil tog vir jou sê dat in die skrif is blindheid nooit toevallig nie. Want ons moet kyk na hierdie dis 'n skrikwekkende geestelike waarheid, mense. Blindheid is nie toevallig nie. Blindheid word altyd verbind met trots, met partydigheid,
met emosies wat aangespreek moes gewees het, maar dit was nooit nie. Dit het te doen met 'n versuim om aanspreeklikheid te aanvaar. Dit het te doen met aannames wat nooit bevraagteken word nie. Dit het selfs te doen met veronderstellings wat jy nie ondersoek het of bevraagteken het nie. Daar's trust issues, daar's onopgeloste of onbehandelde wonde. So as jy weier om hierdie goed te konfronteer, dan kan jy in dieselfde duisternis verval, net soos wat met Jitsak gebeur het. So kom ek vra vir jou, watter waarheid in jou lewe weier jy om te sien? In jou eie gedrag, in jou huwelik, in jou reinheid, in jou leierskap, jou vaderskap, jou meer gewoontes, miskien in jou geestelike dissipline, dalk in jou selfbeeld, dalk in verskonings, waar is jy blind? Waar is jy blind, maar jy gee voor dat jy sien? Waar? Ons kyk na ons verantwoordelikheid. Jy sien, want blinde kolle autocorrect nie. Jou blinde kolle gaan nooit hulle self regstel nie. Om dit regstel te kry gaan vereis dat daar nederigheid is, dat daai blinde kol gekonfronteer word, dat dit gedoen word in eerlikheid, dat dit gedoen word op 'n broederlike manier, dat teregwysing kan plaasvind, en dat jy ook die moed het om te kan erken, ek kan dit nie duidelik sien nie. Net daai een sin kan 'n man sy huwelik red, sy geloof red, sy nalatenskap red. Verseker gaan ek jou dan 'n oproep om 'n aksie te neem. So kom ons kyk na die volgende. Doen wat min mans doen. Wat is daai een blinde kol wat jy in my lewe sien? Ek gaan jou vra om 2 mense wat jou liefhet, sê maar jou vrou, of jou naaste, of jou broer, of 'n mentor, hierdie eenvoudige vraag te gaan vra. Wat is die blinde kol wat jy in my lewe sien? En as jy dit dan gehoor het, dan kom jy nou by die moeilikste deel. Wat hulle vir jou sê, moet dit nie verdedig nie. Moet dit nie regverdig nie. Moet dit nie verduidelik nie. Moet dit nie afmaak nie. Moenie dit minimaliseer nie. Ontvang dit. Skryf dit neer, bid daaroor, begin dit regstel. Man se goedheid word nie gemeet aan wat hy kan sien nie, maar aan hoe eerlik hy konfronteer wat hy nie kan nie. So, dis 'n paar kwessies wat 'n man afspreek is, wat baie belangrik is. So, goed, nou gaan ons die terrein betree van die wonders, die wonde wat vaders toedien. Ons het nodig om dit te moet doen, want Jitsak was nou nie, hy word nie kwyt geskeld hiervan nie, hy het ook wonde toegeken, moenie 'n fout maak nie. Ek gaan vir jou sê dat hierdie is een van die swaarste en mees emosioneel gelaaide oomblik in hierdie hele aanbieding van Parashat Toldot. En dit is waar mans reguit gelei word na daai wond toe, en wat die meeste van hulle dra, maar wat geen een van hulle erken nie. Wat is dit? Wat is dit? Ek gaan 'n mes uithaal en ek gaan die ding afkrap. En ek gaan daai wond oopmaak en die bloed gaan vloei, mense. Want wat is daai ding wat hulle nie erken nie? En dit is die afwesigheid, die verdraaiing of die stilte van 'n vader se seun. Baie mans is nooit deur hulle vaders geseën nie. Nooit nie. Ek onthou, en ek gaan hierdie storie vertel, en jy het dit dalk gehoor, maar hoor dit sommer maar weer. In Pretoria, die eerste keer wat ek 'n Shabbat gedemonstreer het, nou ek het nie self 'n seun nie. Ek het net 2 dogters, so dit is maklik om die dogters dan nou te kan seën. So daar's 'n man toe nou, 'n groot man, is 'n blok van 'n man, kop en skouers bo, groter as wat ek is. En ek vra toe nou van, maar hoorie, kan ek jou soos 'n seun bless, wil jy kom, en ek het gestaan. En vir die eerste keer in 38 jaar is daardie man geseën. Is daar 'n seën oor hom uitgespreek dat hy in rou snikke uitbars, net daar. Die hele idee is dat baie mans is nie deur hulle vaders geseën nie. En ons moet kyk wat beteken daai seën. So kom ons krap nou met daai wond oop,
As ons dit oopgekrap het, dan kan ons net toelaat dat Vader dit dan weer opbou, iets sterker maak. Kom ons kyk net wat gebeur in Bereshit. Nie al gewees. Nie die volle gedeelte nie. Lees maar weer deel. Toe Jitsak oud geword het en sy oë swak was, sodat hy nie kon sien nie, het hy sy oudste seun Esau geroep en vir hom gesê, my seun, en hy het hom geantwoord, hier is ek. Toe sê hy, kyk tog, ek het oud geword. Ek weet nie die dag van my dood nie. Neem dan nou tog jou wapens, jou pylkoker en jou boog, en gaan uit in die veld en jag vir my 'n stuk wild. En maak vir my lekker ete klaar, soos ek dit graag wil hê, en bring dit vir my om te eet, sodat my siel jou kan seën voordat ek sterf. En Rivka het geluister, terwyl Jitsak met sy seun Esau praat. En Esau het in die veld gegaan om 'n stuk wild te jag en dit te bring. Nou, ons sien dat Isak maak nou gereed om Esau te seën. Ek wil nou vir jou net vinnig hier 'n paar goed sê. Jy het gesien, hy kry 'n baie spesifieke opdrag dat dit met die kokers wees en hy met die boog vat en hy moet dit doen en hy moet 'n stuk wild gaan kry. Kom ek sê vir jou so, dis baie uitdruklik uit die skrif uit dat hy 'n kosher dier moet gaan doodmaak en dit gaan gaar maak en dit na sy vader te bring om blydskap by hom te veroorsaak. So dis 'n baie spesifieke instruksie. En dis een ding wat Esau wil doen. Dis een ding wat hy wil doen. Want hy moes in sy pa se goeie boekies. Maar wanneer Jitsak hom voorberei om Esau te seën, dan gaan iets gewelddadigs, iets geweldigs, iets baie groots gebeur. Want hierdie gaan nie net 'n mooi gebed wees nie. Dis nie net 'n sentimentele oomblik nie. 'n Vader se seën in die Torah bepaal identiteit. Dit bepaal daai kind se bestemming, daai kind se geestelike gesag. Dit bepaal sy erfenis. Dit vorm selfs sy toekoms. Jy hoef net tot te lees om te sien wat ek sê. Dis presies wat hier gebeur. 'n Man se diepste besef van sy eie identiteit is veronderstel om uit die mond van sy eie vader te kom. Think about that. 'n Man se diepste besef, die diepste, dit moet uit sy vader se mond uitkom. En hierdie is presies wat die meeste mans in ons generasie gewond is. Jy sien, baie van ons het groot geword sonder dat ons vader ons ooit geseën het, sonder dat hy ons ooit raak gesien het. Sonder dat hy ons gevalidate het, gevalideer het. Wat se woord is dit? Hy het nie vir jou goedkeuring gegee nie, hy het nie jou erken nie, jy het geen vorm van goedkeuring van hom afgekry nie. Hy het nie gewerk aan jou sieleheil, jou sielsgesondheid nie. Jy is gesê, cowboys don't cry. Vat dit soos 'n man. Verstaan jy? Nooit gewerk aan wie jy is en waarna toe jy moet gaan en hoe jou toekoms moet lyk nie. Want jy sien, baie van die vaders was my afwesig. Party is teenwoordig, maar hulle stil. Party was hard, party was onvoorspelbaar. Party van hulle self so gewond, dat hulle niemand sal kan seën nie. By party was daar 'n toegeneentheid, maar leiding het nou weer ontbreek. Party van hulle dissipline gegee, maar erkenning het ontbreek. Geen aanmoediging van hom af nie. Niemand wat op die paviljoen sit om jou aan te moedig nie. Party van hulle het voorsien in die materiële behoeftes, maar hulle skitter in hulle afwesigheid. En so veroorsaak hulle dat baie mans in 'n volwasse lewe instap met 'n onopgeëiste identiteit, sy leë kern, met 'n konstante druk om homself te bewys, met 'n gevoel van onbevoegdheid wat hulle nie kan verduidelik nie, met 'n woede wat hulle nie kan plaas nie, en 'n honger na goedkeuring wat hulle nie kan stil nie. Dit kry ons alles uit tot dit. Ons kyk na die Torah realiteite. In die Torah kan jy nie 'n man wees, jy kan nie daar instap as jou vader nie vir jou genoem het nie. Jy weet, in Rigters, en ek kon nie genoeg tyd gehad nie, maar daar's 7 vloeke uit die boek van Rigters uit, en een van hulle was, hierdie ou was hy was 'n halwe seun. Hy was nie in die bloedlyn gewees nie. En hoe sy familie hom behandel het, maar op die ou einde is hy die een wat optree en Israel red. Dawid homself, koning Dawid, hoekom dink jy was hy in die veld? Sy 7 broers was in die oorlog gewees, hulle was okay. Maar as jy gaan kyk na die geskiedenis, wie was Dawid se ma, dan kan jy sien, hulle was uitgeworpenes in hulle eie huishouding.
Sy eie pa kon hom nie erken nie, sy eie pa kon hom nie benoem nie. So, met die Messias het deur dieselfde goed gegaan. Voordat 'n vader sê, dit is wie jy is, dit is wat jy dra, dis die seën oor jou lewe, dit is jou toekoms, nee, dit is wat daai persoon word. Jy sien die voorbeeld uit die parasha uit. Jitsak seën vir Jakob en nasies word gevorm. Jou pa se seën of die gebrek daaraan het jou gevorm. Sien, dis gewoon so baie ouens kwaad is sonder rede. So kom hulle onseker is, al is hulle baie talentvol, hulle is gedrewe, innerlik leeg, hulle is suksesvol, maar rusteloos. Sterk manne, maar gewond. Dit is 'n seën, wat nooit 'n seën van sy vader ontvang het nie. Want jy sien, wanneer hy nooit die seën van sy vader ontvang het nie, dan gaan hy altyd vra, wie is ek goed genoeg, het ek wat dit vat? En dis die harde waarheid. Jou vader sê, jy dalk nooit kan seën nie. As jy nooit kan seën met wat jy nodig het nie. Hy's dalk al oorlede, hy's dalk onbekwaam, hy's dalk onwillig. Hy sukkel dalk met verandering. Hy's dalk onbewus wat hy jou van weerhou het. Maar jy kan nie toelaat dat jou lewe op hold gaan, net omdat jy nie geseën is, en daai seën nooit opgedaag het nie. Jy kan miskien nie die vader kies wat jy gehad het nie, maar jy kan kies wie is die man wat jy wil word. En hoor vir my duidelik, want jy was self, hy tree in vir die vaderloses. Hoeveel keer sien ons dit in die skrif nie? Nee? Elke man wat 'n vaderstem kort kom, ek nooi jou uit, gaan luister na wat sê Vader oor jou. Weet eens, jy kan nie jou kinderjare ongedaan maak nie, maar weet jy wat kan jy doen? Jy kan die vader word wat jy nooit gehad het nie. Jy kan die seën gee wat jy nooit ontvang het nie. Jy kan die nageslag genees wat na jou kom. Jy kan dit doen. Dis hoekom jy dit hoor. Dis hoekom Vader hierdie goed vir jou sê. So jou verbondsidentiteit is belangrik. 'n Verbondsmens wag nie vir die seën nie. Weet jy wat doen hy? Hy gee seën. Hy gaan spreek 'n identiteit. Hy noem die destiny. Hy bevestig die krag. Hy bou seuns op, of hulle nou biologiese seuns of geestelike seuns is. So, wat gaan ek vir jou vra hierdie week om te doen? Doen 2 dinge. Gaan skryf 'n seën neer wat jy wens jou vader oor jou uitgespreek het. Nie wat hy gesê het nie, maar wat hy vir jou behoorte gesê het. En benoem jou identiteit. Ek is 'n kind van Elohim. Benoem daai krag wat jy het. Benoem jou roeping, jou destiny, jou calling. Benoem jou toekoms. Sien, hierdie is nie terapie nie, mense. Gaan skep jou, of herskep jou verbond. Jou verbond bestemming. Gaan spreek 'n seën oor 'n jong man uit. Jou neefie. Jou broer in die geloof, of 'n student miskien, 'n disipel. Kyk hom in die oë en sê, ek sien wie jy is. Jy dra die krag. Jy wandel in verbond. Jahwe is met jou. Of jy 'n seën ontvang het of nie, gee 'n seën. En dan wil ek vir die manne vra wat seuns het. Het julle dit al gedoen met julle seuns? Want as jy dit nog nie gedoen het nie, dan is dit nou die tyd. Dit is absoluut 'n belangrike ding. Weet jy, partykeer wonder ek of mense nie manne met deur 'n bar mitzwa vat nie, nee. Wat ons doen is elke Shabbat gaan ons bless die seuns. Ons bless hulle. Ons seën hulle. Hulle is nie fisies aan tafel nie, maar hulle hoef ook nie fisies aan tafel te wees nie. Wat ek doen, is ek neem die rol van die vaderlike, of ek neem die vaderlike gesag op, oor al die kinders wat ons verlede week gesê het. Al die kinders, wat Vader aan my en jou te vertrou het, en ons seën hulle. Want jy sien, wanneer jy seën gee, dan leer jy om te gee, en jy leer om te gee. Jy sien, hierso kom ons nou by 'n plek waar roeping en disfunksie met mekaar gaan bots. Hulle is 'n disfunksionele gesin. Hoor mooi wat ek vir jou sê. Elke man gaan deur hierdie werklikheid gaan. Elke verbondsman worstel met dieselfde spanning as wat Jakob, onthou ek is nou by Jakob,
wat hy sy hele lewe lank gedra het. Hoe wandel ek in my goddelike roeping, terwyl binne in my al hierdie familiegebrokenheid is, al hierdie interne konflik is, al hierdie teenstrydighede, ek met al hierdie emosionele wonde sit. Jy sien, dis hier wat die skrif ons dwing, letterlik, mans dwing, om op te hou, om voor te gee, alles is in plek. En dat jy die waarheid in die oë kyk en besef, dat jou roeping word baie keer in chaos gebore. Ons gaan in Jakob se lewe gaan ons sien, hoe hy deur Jahwe uitgekies is, ten spyte van al hierdie disfunksionaliteit. Hy's gekies, hy's geseën, hy's geoormerk vir verbond. En tog is sy hele lewe deurdrink met disfunksie. Hy word groot in 'n verdeelde huis. Hy het ouers wat kan kies. Hy leef in 'n atmosfeer waar partydig alles vergiftig. Hy's op 'n plek waar sy broer hom verag en hom wil doodmaak. Sy eie pa lees hom nie eens behoorlik nie. Hy het hom wel met hom manipuleer. Ja, ek weet dit wil glo of nie, Rivka het vir Jakob gemanipuleer. Ons het 'n brose huishouding hier, so het ons nie. Baie broos. Seker. Jou roeping of jou calling wis nie die disfunksie uit nie. So al is jy uitgekies om 'n verbondsdraer te wees, gaan jy nog steeds die wonde van die familie dra. Jy mag uitverkies wees deur jou, maar jy moet gevorm word. Jy word gevorm in daai huis, in daai priesterkoeker van 'n huis, met al daai broosheid. En dit is 'n waarheid wat baie mans nie wil konfronteer nie, né? Jy kan gekies wees, maar jy kan ook terselfdertyd gewond wees. Jy kan geroep wees, maar jy kan terselfdertyd geweldige konflik ervaar. Jy is bestem, jy het 'n destiny, maar jy is tog disfunksioneel. So wat leer ek en jy? Mans dink dat roeping volmaaktheid vereis. Hoor mooi wat ek jou sê. Dis hoekom ons sukkel om mans te kry om dinge te doen, want hulle dink hulle moet eers volmaak wees voordat hulle ding kan doen. So ek sê dit weer. Mans dink dat roeping volmaaktheid vereis en dat hierdie roeping en uitverkiesing beteken dat jy geen innerlike konflik gaan hê nie. Not so. Om 'n destiny te hê is 'n skoon, nou en reguit pad. Not so. Wat wys Jakob vir ons? Hoor my. Roeping word dikwels gedra deur gebroke mans wat weier om gebroke te bly. Ek gaan dit weer sê. Roeping word dikwels gedra deur gebroke mans. Jakob is gebroke, maar hy het geweier om gebroke te bly. So die waarheid is die volgende. Jy dink jou verlede diskwalifiseer jou. Dit doen nie. Jy dink jou familiestorie beperk jou. Dit doen nie. Sommige van julle dink julle is te messy, te gecompliseerd, te verward om deur jou gebruik te word. Absoluut nie. Jakob bewys dat Jahwe sy verbond bou deur mans wat beide gekneus en gekies is. Daar's twee kragte binne Jakob, né? Een is roeping, dit wat Jahwe van hom sê, en kondisionering wat sy kinderjare van hom sê, waar hy gevorm is. So roeping en kondisionering, hou daai twee dop. Want dit is dieselfde stryd binne elke man en wat nou hier luister. Jou roeping roep jou altyd hoër. Dit is jou kondisionering, jou kinderjare, of wat jy dit ook al wil noem, jou verlede, wat jou terughou. Jy moet gaan kyk wat dit doen. Jy moet kies watter stem jou identiteit gaan word. Baie mans gaan nooit in hierdie verbondsman wees instap nie, omdat hulle leef en nog steeds by leef as seuns van die familie disfunksie, in steede daarvan om seuns te wees van Jahwe se doel. Ons het gesien, Jakob het die disfunksie het hy geërf, maar hy het geweier om dit oor te gee. Hy het die gebroke huis het hy verlaat. Hy het die vader van 12 stamme geword. Hy is in teenstrydigheid gebore, maar hy het die fundament van Israel geword. Hy was damaged goods, maar aan die einde word hy Israel genoem, prins met Elohim. So, die vraag is, gaan jy 'n herhaling wees van die huis waaruit jy kom? Of bou jy die huis wat jy wens jy gehad het? Is jy die produk van jou opvoeding? Of jy 'n profeet van jou toekoms? Ek nooi jou uit, neem aksie.
Jy's dalk in disfunksie gevorm, maar jy is geroep om verbond te kan hou. So weer eens, kyk na dit wat jou vandag nog beïnvloed. Woede, passiwiteit, manipulasie, verslawing, en konsekwentheid, wat dit ook al moet wees. En dan vat jy dit en jy plaas dit voor jou oë en sê, Vader, hierdie familie disfunksie eindig by my. Nie emosioneel nie simbolies nie, prakties. Kies daai een gewoonte wat daai patroon direk gaan teenstaan. Ek sê weer eens, jy is dalk in disfunksie gevorm, maar jy is geroep om 'n verbond te hou. Jakob wys ons die waarheid. Jou herkoms is nie jou bestemming nie, tensy jy natuurlik weier om te konfronteer. En dit gebeur ook. Nou moet ek oor iets praat wat baie belangrik is. Dit gaan oor Esau se woede. Mans in 'n emosionele slagveld. Jy sien, in die hele toldop vertelling is daar een waarheid wat ek en jy moet ontbloot. Woede in mans is dikwels die resultaat van 'n onverwerkte verlies. En daardie woede kan maak dat hulle nooit hulle destiny, hulle bestemming bereik nie. Esau se woede was nie net om kwaad te wees op iets nie, is bietjie meer as dit. Hy's letterlik 'n man wat wil ontplof. 'n Man wat nooit geleer het om hartseer en mislukkings en teleurstelling en verantwoordelikheid en verantwoordbaarheid te konfronteer nie. Om dit te konfronteer nie. Hierdie is die emosionele slagveld wat hulle het hulle self opgelei, hulle hele lewe lank, om wat te doen, om al daai goed te vermy. So toe Esau ontdek dat Jakob die seun ontvang het, kyk wat sê die skrif, wat het hom oorgekom. Toe Esau die woorde van sy vader hoor, skreeu hy met 'n baie groot en bitter geroep, en hy sê vir sy vader, seën my ook, my vader, en hy antwoord, jou broer het gekom met bedrog en jou seun weggeneem. Ja, Esau is woedend. Toe Esau ontdek dat Jakob die seun ontvang het, is sy reaksie gewelddadig. Hy weet, hy bewe, hy skree, hy smeek, hy stort in duie, hy ras en uiteindelik beplan hy om sy broer dood te maak. Dit gaan nie oor krag nie, dit gaan oor manlikheid nie. Dit is 'n inploffing van 'n man wat nooit geleer het om 'n verlies te verwerk nie. Ek sê weer, woede is nie mag nie, woede is nie manlikheid nie, dis nie leierskap nie. Woede is 'n ongeneesde smart wat omsit en die Engels het 'n woord wat hulle gebruik, he weaponizes his anger. Dis wat hy doen. Hy maak het van dit 'n wapenrusting. Hy weaponize dit. So kom ons lê net gou bloot wat hy nog nooit gekonfronteer het nie. Hy het nie die volgende verwerk nie, die verlies van sy eerste geboortereg, die gevolge van sy begeertes, die gewig van sy keuses, die werklikheid van sy dwaasheid, die wonde van ouerlike partydigheid, die pyn van verwerping nie, die teleurstelling in homself nie. So alles wat hy weier om te konfronteer, verander hom dat daar 'n vulkaan binne in hom opstaan. En daai vulkaan gaan uitbars. Meeste mans vandag loop rond soos 'n Esau, kwaad, gefrustreerd. Jy word maklik getrigger. Jy's baie op die verdediging, jy's plofbaar, jy's wraakgierig, jy's bitter, jy's onvoorspelbaar. En dit gaan nie daaroor dat hulle slegte mans is nie. Hulle is gewonde mans wat net nog nooit geleer het om hulle pyn te verwerk nie. En wat is die bron van al daai woede? Sy vader wat hulle in die steek gelaat het, 'n seun wat nooit gekom het nie, 'n droom wat gesterf het, 'n broer wat hulle verraai het, 'n huwelik wat teleurgestel het, 'n werk wat hulle verpletter het, 'n rol wat net te swaar geweeg het, verwagtinge wat hulle verbreek het, wat hulle gebreek het, letterlik, was te swaar vir hulle, skaamte dalk wat hulle versmoor het, teleurstellings wat hulle vergiftig het, miskien 'n ander sonde wat hulle verslaaf het. Woede is nie die wortel nie, dis maar net die rook. Die vuur is onder dit weggesteek. Sien, ons kultuur leer mans om emosies te begrawe, om kwesbaarheid stil te maak, om verlies net dood eenvoudig te ignoreer, om pyn te onderdruk, om voor te gee, jy is sterk, net aan te hou beweeg. Ag, kom net oor dit. Toughen up, boetie.
Dit verander mans en Esaus. Sterk liggaam, en jou siel is 'n kokende vulkaan. So jy behoort in die Torah raak te sien dat ware krag nie die afwesigheid van emosie is nie. Dit gaan met die bemeestering van die emosie. Wat beteken jy gaan daai emosie moet konfronteer? Dit word van jou gevra. Ons kyk na die kulturele bedrog wat ons manne vorm. Ons praat maar so 'n bietjie padlangs met mekaar. Watter verlies het jy nooit verwerk nie? Die vader wat jy nooit gesien het nie, die moeder wat jou gewond het, die huwelik wat jou teleurgestel het, die droom wat in duie gestort het, die sonde wat jou skaam gemaak het, die verraad wat jou verhard het, die mislukking wat jy nooit oorkom het nie, die verwerping wat jy gevoel het. Waar het jou hart gebreek? En waar het jy voorgegee, dit het nie. Dit gaan oor, jy gee voor, dit het nie. Jy sien, Esau het gevaarlik geword en jy moet vra hoekom. Hy het geweier om te rou. Jy word gevaarlik vir jouself, vir jou familie, vir jou roeping wanneer jy dieselfde ding doen. En 'n verbondsmens is nie gevoelloos nie. Jy verhard nie. Jy onttrek jouself nie emosioneel nie. En waarheid te sê, jy leer om jou emosies te beheer. Jy raak emosioneel eerlik. So ek gaan vir jou vra om 3 dinge te doen hierdie week. Gaan kyk na een van daai verliese, sonder om dit te minimaliseer. Sê vir jouself die regte woorde, moenie godsdienstige taal gebruik nie, moenie verskonings gebruik nie. Skryf neer hoe dit jou geaffekteer het. Nee? Bring dit voor Jahweh en sê, genees dit asseblief Vader wat ek weggesteek het. Ek vra jy, moenie dit begrawe nie, moenie daarvan weghardloop nie. Moenie met daai ek is reg maskertjie kom nie. Ek sê weer, Esau se woede was het gevolg van jare se onverwerkte verlies, joune hoef nie te wees nie. 'n Man wat nie kan rou nie, sal uiteindelik homself vernietig. 'n Man wat leer om te kan rou, hy gaan uiteindelik genesing kry. Ons sien dat Jakob neem 'n eerste stap tot volle man wees. Jakob gaan uit sy kinderjare uitstap. Hy gaan na die familiedrama uitstap. Hy gaan na die gemak van sy huis uitstap. Hy gaan 'n reis neem na 'n plek toe waar hy 'n man kan word. Hy gaan nie meer wegkruip agter sy ouers nie. Hy gaan nie meer die disfunksie van sy familie absorbeer nie. Want hy kan nie. Hy gaan regtig nie meer in die skadu van enigiemand anders se gesag leef nie. Kan jy sien, die oomblik wanneer 'n man moet weggaan, wanneer hy moet gaan loop, wanneer hy moet bou, selfs wanneer hy alleen, onseker en onvoorbereid is. Dit is die aanloop na parasha by Jetsi toe, want dit is wat hy nou moet gaan doen. Hy word uitgestuur om 'n huis te gaan bou. Nee? Hy's na hierdie krisis oor die seun, en na Esau se woede, kry hy die opdrag, gaan bou vir jou 'n huis en word 'n man. Want jy sien, hierdie familiebreuk is 'n ding wat veroorsaak, dit is letterlik die ding wat veroorsaak dat hy uitgestuur moet word. Dat hy in ballingskap moet ingaan, dat hy in die diaspora, in die verstrooiing moet ingaan. Dis waar ek en jy is, nee, ons is in die diaspora. Hy word uitgestuur om verantwoordelikheid te gaan neem. Dit word die keerpunt van sy lewe. En sien, die eerste keer, en hy is ook al ouer as 40, meneer Van nie, stap hy as 'n man. Jy word nie 'n man net omdat jy ouer word. Jy word 'n man wanneer jy verantwoordelikheid vir jouself aanvaar. Dit begin die oomblik wat jy uit daai afhanklikheid uitstap en in moedige gehoorsaamheid instap. So die Torah is om die huis te verlaat nie ontvlugting nie. Jy word eintlik letterlik ingelyf om 'n man te wees. Wat sê verlaat? Is om jou roeping in te stap, jou eie stryd te konfronteer, jou eie huis te bou, om te ontdek wie jy is, sonder jou ouers skaduwee, om jou eie wonde te konfronteer, sonder om weg te kry, en om jou woord te vertrou, sonder dat jy enige vorm van 'n backup het. So ja, baie mans verlaat nooit die huis vandag nie, hulle trek nie uit die huis uit nie. Ek gaan vir jou sê, ek het gedink dit is saaks dat mans wat in hulle middel 30's is, jy weet, hulle nog in die huis bly, maar ek het al gesien mans in hulle 50's, het ook nog nie die huis verlaat nie. Ek kan dit nie glo nie. Hierdie mense, nee, hulle bly emosioneel afhanklik van hulle ouers, hulle bly geestelik passief, hulle bly finansiëel broos,
Hulle bly geestelik onvolwasse. Hulle bly vasgevang in daai siklusse. Hulle bly bang wees vir verantwoordelikheid. Hulle is vasgebind aan die goedkeuring wat ander mense vir hulle kan gee. So wat is dit waarvan ons praat? Hulle bly seuns in volwasse liggame. Dit is gewoon, ek voel asof hulle in die liggaam. So kom ek vra vir jou, het jy al die plek bereik waar jou kinderjare, wat in jou vorm is, dat jy daai plek verlaat? Ek vertel baie die storie, min mense besef die impak. Ek sê vir jou, ek het op 18 letterlik 'n kassie gevat, my splinternuwe corduroy broek. Ek het Latyn geskryf, ek het my karse lisensie gekry, my bestuurderslisensie gekry. En ek het van Londen af die pad gevat, Pretoria toe. En ek het die polisie dienstek by aangesluit, binne 'n jaar. As ek gedwing om 'n man te wees. Weggestap uit die kinderjare uit. Dis 'n keuse wat jy maak, dis 'n keuse wat jy moet maak. En dan begin jou opleiding. Elke groot man, elke groot naam in die Torah, sien, moes sy ouerhuis verlaat. Abraham het sy land verlaat. Jitsak het sy vader se put verlaat, sy eie gegrawe. Jakob verlaat sy huis. Josef verlaat die put in die tronk. Moshe verlaat Mitzrayim. David verlaat die weiveld. Yeshua verlaat Nasaret. Kan jy sien, jy word ingedruk in 'n plek waar jy 'n man met jou eie verantwoordelikheid en verantwoordbaarheid moet wees. Jy word uitgestuur om 'n huis te bou. En wanneer jy jou huis bou, word jy 'n man. 'n Man word 'n man wanneer hy ophou te wag dat iemand anders sy huis vir hom bou, en wanneer hy besluit om self die huis te bou. Ja, Esau is 'n ondergang, en hierdie is 'n ongemaklike waarheid, mense. Esau se ondergang het nie begin met die jagtery, met sy eetlus nie. Jy sien, 'n man se destiny staan of val op die vroue teenoor wie hy homself verbind. So weer eens, dis nie die jag nie, dis nie die eetlus nie, dis nie sy woede nie. Dit begin met die vroue met wie hy hom opgehou het, die vroue wat hy gekies het as sy huweliksmaats. En die skrif is baie duidelik, die huwelik is nie 'n romanse nie. As jy kom in alignment met die verbond, of andersins gaan jy daai einste verbond saboteer. 'n Man se vrou kan letterlik die argitek van sy lotsbestemming word, of sy kan eintlik, soos hulle in Engels sê, she becomes the assassin of it. Is jou vrou die argitek van jou lotsbestemming? Esau se verkeerde vrouens wys ons dat die verhoudings waarin hy in gegaan het, dit het 'n groot invloed gehad op sy destiny. As jy sien, die Torah vertel ons iets skokkends. Eers trou hy met die vroue uit die dogters van Kanaan, en die skrif sê, dan gaan terug na hoofstuk 26 toe. Toe Esau 40 jaar oud was, het hy Judith, die dogter van Beeri, die Getiet, vir hom as vrou geneem, en Bosma, die dogter van Elon, die Getiet, en hulle was vir Jitsak en Rivka 'n bitter verdriet. 'n bitter, hulle het 'n bitterheid in hulle gees veroorsaak. So hierdie is regtig die ongemaklike waarheid. Esau het hom verbind tot vroue wat nie in die verbond gewandel het nie. En van daai oomblik af stort sy hele destiny in duie. Gaan kyk maar. Want hy het daai troue gedoen, hy het daai 2 vrouens geneem, voordat sy pa vir hom gesê het, gaan kry vir my wild en brei hierdie dis my voor en ek gaan jou seën. Dit is die ding wat sy lotsbestemming verander het, wat sy destiny verander het. Jy sien, jy is vry om te kies, maar jy is nie vry van die gevolge van jou keuses nie. Duidelik het Esau sy lewe, of is sy lewe geïmpakteer deur die alliansies wat hy so rondom hom gevorm het. En die waarheid is dat jy dalk mag self 'n roeping soos Jakob hê. Maar as jy vennote, huweliksvennote soos Esau gaan kies, dan is jy daar baie naby daaraan dat jou eie roeping in duie stort. Net daar. Dis die waarheid. Jy dink jy kan kies wie jy wil? Jy dink jy kan dit hanteer? Jy dink dit is net 'n verhouding. Jy dink dalk dit sal jou calling en jou destiny beïnvloed nie. Maar die Torah vertel vir ons 'n totale ander storie. Sê weer, jy dink jy kan dit hanteer? Dis alleen, soos jy weldra sal uitvind. 'n Vrou wandel nie net bloot langs 'n man nie. Sy word deel van sy storie, sy huis, sy nageslag, sy kinders, sy nalatenskap. Ek sê weer, die Torah sê huwelik nie net 'n romanse nie.
Dis alles deel van die verbondsargitektuur. Jy kry die Hebreëse woord vir die huis, bayit. Dit beteken huis en familie. So, hierdie vrou is nie net 'n accessory nie, sy is die fondasie, die fundamentsteen. En as jy die verkeerde fondasie kies, gaan daai hele huis plat val. Esau se patroon van keuses was aantrekkingskrag, impulsiwiteit, beskikbaarheid, emosie, onmiddellike bevrediging, maar dis verbondloosheid. En wat is die gevolg daarvan? Hy bou 'n huis wat teen sy eie bestemming veg, in steede daarvan om dit te versterk. Kom ons is baie duidelik hieroor. 'n Man se romantiese verhoudings openbaar sy geestelike volwassenheid. Met wie jy uitgaan, weerspieël jou eie dissipline. Wie jy najag, weerspieël jou eie waardes. Wie jy verdra, weerspieël jou grense. Aan wie jy jou verbind, weerspieël jou bestemming. As 'n vrou jou wegsleep van jou, jy gaan haar nie terugsleep na hom toe nie. Te veel gesien, dit werk nie. As jy haar nie van die begin af, soos wat Jitsak vir Rivka onder die verbond ingebring het nie, as jy dit nie onmiddellik gedoen het nie, jy gaan dit nie agterna doen nie. Sy gaan vir jou wegsleep. En as sy nie jou verbondslewe eer nie, dan gaan sy jou verbondsroeping verkwalik. Harde woorde, maar dis waar. So die vraag is, trek sy jou na jou toe, of trek sy jou weg van hom af? Weereens, 'n man se destiny staan en val op die vroue teenoor wie hy hom verbind. Geen man gaan daai verkeerde verbond oorkom nie. As jy 'n getroude man is, en jy sukkel, jou vrou sukkel geestelik, hoor mooi, dis nie 'n verskoning nie, dis jou opdrag. Lei haar, bid vir haar, wees haar rolmodel, bou haar, hef haar op. Jy verlaat nie 'n verbond omdat sy worstel nie, want jy word die anker wat sy nodig het. Maar ek wil vir jou sê, as jy ongetroud is, hoor dan net hierdie waarskuwing. Uit die troonkamer uit. Moenie 'n Esau vrou trou nie. Moenie met 'n Esau dogter uitgaan nie. Moenie jou hart oopmaak vir 'n vrou wat jou gehoorsaamheid bespot of jou toewyding verkwalik nie. Vind vir jou 'n vrou wie se teenwoordigheid jou wandel met jou sal versterk, nie wat daarvan sal steel nie. Jy sien, jou bestemming het 'n groter waarde as jou gevoelens. Nee? So kom ons kyk net na hierdie geestelike impak. Esau se vroue het nie net sy vrede gekos nie. Hulle het hom sy nalatenskap gekos. Jou kultuur, of jou huwelik sal die kultuur word wat jou kinders inasem. Die vrou wat jy kies word die moeder van jou nageslag en sy word die argitek van jou huis. Jy hoor my dit baie sê. Die vrou is die huis waar binne die man lewe. En dit is wat jy gaan moet doen. Jy moet gaan kyk hierdie week, evalueer jou verhoudingsverbintenis in jou lewe, elkeen van hulle. Jou vriendskappe, die uitgang, die verhoudings, met wie jy uitgaan. Gaan kyk, met wie jy emosionele bande. Skryf hierdie goed neer, dan vra jy vir jouself hierdie 3 vrae. Versterk hierdie verhouding my verbond of saboteer hy dit? Tweedens, eer of ondermyn hierdie persoon my eie gehoorsaamheid aan Jahoua? En derdens, as my seun hierdie verhouding sou navolg, sal ek dit seën of sal ek dit stop? As die antwoord gevaar bloot lê, sny dit af. Nie stadig nie, nie beleef nie, doen 'n beslissing, doen dit dadelik. Weereens, 'n man is vry om enige vrou te kies wat hy wil, maar hy is nie vry van die gevolge van daai keuse nie. Ek sê vir jou, kies jou verbond of verbeur jou bestemming, net voor ons aangaan, maar net vir dit sê. 3 keer was ek gekonfronteer daarmee. Man kom vra my dogter se hand. Ek konfronteer hom oor sy geestelikheid. 3 keer het hulle gefaal. Ek doen dit. Ek doen dit ter wille van my kind. Ek doen dit om haar te beskerm. Ek doen dit dat sy kan sien wat is verbondsgetrouheid. 3 keer mense, ek het dit gedoen. Ek gaan afsluit en opsom met Parashat Toldot met vir jou 7 kenmerke gee van 'n verbondsman. En jy sien, jou identiteit word gemeet, dit word nie verbeel nie.
Kom ons kyk nou, wat is hierdie template vir 'n skriftuurlike man? Elke man word gemeet aan hierdie volgende 7 punte. Nie aan jou persoonlikheid, jou drama, jou charisma of jou talent nie. Glad nie. Konfronteer jy innerlike konflik nommer 1. Beheer jy jou aptyt, jou eetlus, jou begeertes? Is jy gehoorsaam wanneer jy hongersnood toeslaan? Do you choose your battles? Lewe jy in eer? Dra jy seën oor? Is jy besig om 'n verbondshuis te bou? Dit is wat hy vir jou gaan leer. Volgende week gaan ons aan met variasie om te kyk, wat word van Jakob, 'n verbondsman, staan, hy bou, hy worstel, hy keer terug. Dis waartoe ons jou roep. So, mag ons iets uit hierdie uitgekry het om te verstaan. Ja, maak nie saak hoe lyk die huis waaruit jy kom nie. Hoe lyk die huis wat jy bou?